Welkom by ons video oor projekbeplanning, wat fokus op die toepassing van netwerkdiagrambeginsels. Hierdie diagramme is noodsaaklik vir die visualisering van projektake en hul onderlinge verwantskappe, wat help met effektiewe beplanning, skedulering en bestuur van projekaktiwiteite. Netwerkdiagramme bestaan uit nodusse en pyle. Nodusse verteenwoordig projekaktiwiteite, terwyl pyle taakafhanklikhede aandui. Om hierdie komponente te verstaan is noodsaaklik vir die konstruering van 'n duidelike en effektiewe netwerkdiagram. Die identifisering van aktiwiteitsafhanklikhede is die sleutel in projekbeplanning. Bepaal hoe aktiwiteite verband hou, soos wat voltooi moet word voordat ander begin. Maak jouself vertroud met afhanklikheidstipes soos einde tot begin en begin tot begin. Om 'n netwerkdiagram te konstrueer, teken nodusse vir elke aktiwiteit en verbind hulle met pyle gebaseer op afhanklikhede. Dit vorm 'n visuele netwerk van take wat help om projekaktiwiteite doeltreffend te organiseer en te volg. Die toepassing van die kritieke padmetode, KOM, is noodsaaklik. Identifiseer die langste pad deur die netwerkdiagram, bekend as die kritieke pad, wat die kortste projekduur bepaal. Bereken slaktyd vir nie-kritieke aktiwiteite om skeduleringsbuigsaamheid te verstaan. Gereeld werk die netwerkdiagram op en monitor dit om projekvordering en taakvoltooiing te weerspieël. Pas skedulering aan soos nodig om enige vertragings of veranderinge in die projekomvang aanspreek en verseker dat die projek bly op koers. Ten slotte behels die toepassing van netwerkdiagrambeginsels die definisie van komponente, die identifisering van afhanklikhede en die opstel van die diagram. Dit help met projekskedulering, monitering en bestuur wat 'n duidelike begrip van taakverwantskappe en kritieke paaie verseker. Dankie dat u ons video gekyk het.